Wie is Jesus? Het is vir my verstommend as ek hoor van kerkleiers wêreldwyd wat Jesus wil herdefinieer, God herdefinieer. Hulle wil die woord van God herdefinieer wat by hulle pas. En dan sit hulle dit onder verskillende baniere. So, God is genadig, jy kan doen wat jy wil. Elkeen wat 'n kind van God is, kan nog steeds losbandig lewe. God het nooit die mens die voorreg gegee om 'n opinie te vaar oor wie hy is nie. As daar iemand is wat weet wie hy is, en dit is God, hy het geen twyfel in homself nie. Hy en sy woord is onberispelik. God se woord is betroubaar. In die begin was die woord was God en die woord was by God. Alle skrif is deur God uitgeasem deur die Gees. So hierdie Bybel wat ons het, is net die ink op papier nie, dit is die woorde wat God geuiter het, wat manne aangeraak het en hulle het geskryf onder die leiding van die Heilige Gees wat hulle gedagtes gesê het wat om te skryf. Die mens het geen aandeel gehad behalwe om 'n PVC pipe te wees. Dis al. So wie is Jesus? Dit begin met, waar is jou Vader? Hierdie hele preek vandag in Johannes 8 gaan oor, wie is jou pa? Waar is jou Vader? Johannes 8 vers 17 na 19. In julle wet is dit opgeskryf dat die getuienis van twee persone geldig is. Dit is ek wat oor myself getuig, ook getuig my Vader van my, wat ook oor my getuig. Hulle sê toe vir hom, waar is jou Vader? Dit is 'n goeie vraag. En 'n goeie vraag verdien 'n goeie antwoord. Waar is jou Vader? Jesus het geantwoord, julle ken my nie, en ook ken julle nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Jesus het gesê, as jy my gesien het, jy klaar die Vader gesien. Die Jode wat in Jesus geglo het, Johannes 8 vers 31 en 32, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woord getrou bly, is julle werklik my disippels en sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wat 'n baie mooi illustrasie van disippelskap. Wat 'n wonderlike beskrywing om 'n disipel van Jesus te wees. As julle my woorde bewaar en getrou is, werklik julle is my disippels. Vers 33, hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Toe ek dit lees, toe ek begin giggel, lag en toe ek hartseer geword. Ons was nog nooit in ballingskap. Ons was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe vinnig kan 'n persoon sy verlede vergeet? Hoe vinnig? Almal van ons het 'n verlede. Ons was nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Hulle het vergeet dat die nasie van Israel was 400 jaar in slawerny en ballingskap van Egipte. Daai legende het van generasie na generasie na generasie. Hulle het geweet. En nogtans kom hulle en hulle hou hulle self slim en sê, ons was nog nooit slawe nie. Hulle was ook 70 jaar in Babylonië as slawe. Dan sê die Bybel die volgende. Hy sê vir hulle, Jesus sê, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, dit nou Christen of nie Christen, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Die wet van die vryspraak. Jesus erken, hulle is die nageslag van Abraham. Hy in die bloedlyn.
in die register van al die vaders. Jesus erken dit. Hy erken dat hulle die nageslag van Abraham is. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woord vind nie ingang in julle hart nie. Wanneer God se woord in jou hart heers, wanneer jy God se woord beveilig in jou hart, en jy koester dit, en jy waardeer dit, en jy eer dit, en jy spreek dit en glo dit, dan is jy wat jy is nou woordbewus. Jy sien, jy vat die woord, dan vat die woord vir jou. God se woord wil in jou hart gebere word, bepeins word, dat jy dit oor nadink, dat jy dit oor bid, dat jy dit verklaar, dat jy hom eer, en die woord het vlees geword, en onder ons kom tabernakel. Maar my woorde het geen ingang by julle gevind nie. Jy sien, die Bybel sê in Handelinge 7:51, besny julle ore, en besny julle hart. Daar's 'n verskil om te hoor en te luister. Jy kan hoor wat jou pa sê, maar jy luister nie, want jy voer dit nie uit nie. En God wil net nie ons moet hoorders wees nie, maar ons moet luister na wat hy sê. Om te hoor beteken jy die informasie, te luister jy dit uitgevoer. En dis wat God wil hê ons moet doen. Sy woord in ons hart koester, en ons moet ons dit uitvoer, deur ons lewenswyse, deur ons lewenshandel, deur ons keuses, ons gedagtes, ons besluite, hoe ons mense bedien. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Nou kom Jesus en hy gee 'n stelling, daar's 'n kontras van vaders. Julle bereken dat die God van Abraham, Isak en Jakob is julle Vader. Maar ek sê, hy is my Vader. En hy sê vir hulle baie uitdruklik, dis ek wat praat, by my Vader gesien. Julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Dis 'n ander Vader. Vers 39, hulle het vir hom gesê, ons Vader is Abraham. Daarom sê Jesus vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle gedoen het wat Abraham gedoen het. Wat het Abraham gedoen? Elke Jood verstaan dit in die Ou Testament. Jy sien, daar was 'n tyd, in Genesis 15, dat die Bybel sê, die Here het verskyn aan Abraham, voordat sy naam verander is, waar God die H ingesit het. En die Here verskyn aan hom. En hy sê vir hom, verlaat jou huis, verlaat jou land, verlaat jou ouers, en gaan na 'n land wat ek jou sal aanwys. God het nie eens gesê, ek waarborg jou, neem dit in besit. Hy het gesê, gaan daar, en kyk daarna. En die Bybel sê, en Abraham het in die geloof geglo, en hy het gegaan, nie wetend waar hy gaan nie. Jou intellek het nie die vermoë om dit te doen nie, want jy wil altyd weet, hoe ver is die eindbestemming. As dit daar kom, ek wil nou WhatsApp foto's hê. Ek wil vooruit weet. Jy sien, die wêreld sê, sien is glo. By God, glo, en dan gee hy die voorreg om te sien. Sien is nie glo nie, want sien het niks met geloof te doen nie. Niks nie. En hy sê vir hulle, ons Vader is Abraham. Daarom sê hy vir hulle, as julle was, jy gedoen het wat jy sou gedoen wat hy gedoen het. Wel, wat het Abraham gedoen? Hy het weggetrek, hy was stipte gehoorsaam. Hy het gesê, u het my geen kinders gegee nie. Dis wat Abraham met God praat, u het my geen kinders gegee, en die een wat my erf gaan wees, gaan 'n slaaf in my huis wees. En God sê, nee, een uit jou eie lendelinge gaan jou seun wees. Hy gaan daar kom. En ek hou van wat die Bybel sê. En die Here sê vir hom, kom uit jou tent uit. Somtyd ons moet uit ons kortsigtigheid, uit ons onkunde van wie God is,
van wie Jesus is, vir wie die Heilige Gees is. Ons is onkundig, want baie keer het kerke nou in die denominasies die woord vervang met dogma en teologie, wat absoluut weerspreek wat die woord van God sê. So, baie kerke het 'n opinie oor God, 'n opinie oor Jesus, 'n opinie oor die Heilige Gees, 'n opinie oor die woord van God. Maar God het geen opinie oor homself nie. Hy sê, hy is die ware Jakob. Hy sê, ek is wie ek is. So wat gebeur met Abraham hier? God roep maar weer, hy sê, kyk op na die sterre. Tel dit as jy kan. Maar hy was daar wys. Of hy was nie goed in wiskunde nie. Hy het gesê, Here, U alleen weet. Hy sou nog steeds vandag getel het. Na 6000 jaar. Hy sê, Here, U alleen weet. So hy het aanvaar dat wat God weet, weet hy nie. En as hy gaan weet wat God weet, dan moet hy in lyn kom om saam met God te stem. En die Bybel sê, en Abraham het geglo. En dit was hom toegereken as geregtigheid. Dis wat God vir die Jode sê. Doen wat Abraham gedoen het. Hy het God gehoorsaam, stiptelik. Hy het geloof in God gehad, sonder om die land te sien. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hy het God op sy woord gevat. Mense, ons vat nie God se woord deur emosies of deur opinies of wat mense in die boeke skryf nie. Ons het 'n klare boek, dis die Bybel. Dis meer as ink as 'n papier. Elke keer jy die woord hardop lees, hoor jy God se stem in jou stem. Elke keer. God se woord is onfeilbaar. Onfeilbaar. God sê, as ek my woord stuur na iets, dit sal volbring waarna toe ek dit stuur. Dit sal nooit na my ledig terugkeer nie. Jy het ons gesê, hemel en aarde sal vergaan, maar my woord sal nooit vergaan nie. En dan net vir van, sit hy nou soos 'n Engelsman sê, not even the comma or a iota will change. Nie eers die komma wat in 'n plek is, want die komma gee meer gevoel of betekenis. As jy sinne het en jy het nie 'n komma nie, en jy het 'n vraagteken nie, en jy het nie 'n dittelteken nie, maar hy sê, nie is 'n dittelteken, nie is 'n punt, sal verbygaan. Voor my woord kan nie verbygaan nie, sy woord is ewig. Joch, I love it, I love it, I love it. Dan sê die Bybel hierso, baie mooi ding. So hy het geglo. Nou, Romeine 4 vers 3 sê, wat sê die skrif? I love it. Wat sê die skrif? Het jy geweet die skrif het 'n woord? Het jy geweet die skrif het 'n stem? Het jy geweet die skrif het 'n mond? Yes. In die begin God. Johannes 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. En Jesus het vlees geword en onder ons getabernakel. Jesus het gesê, alles wat ek my Vader hoor sê, dit sê ek. Alles wat ek my Vader doen, dit doen ek. Nou sê hy aangaande die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees kom, hy sal nie uit homself praat nie. Hy sal die woorde vat van my, wat die woorde is wat Jesus by die Vader gehoor het. Kom jy agter, die hele drie eenheid is eensinnig, is absoluut een wording. Hulle stem, hulle eer die woord, verstaan jy wat ek sê? Daar's geen debiet onder hulle, daar's geen opinie onder hulle, dis een, hulle praat uit een mond. En dis wat die Bybel doen. Die Bybel het 'n stem. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En Romeine sê, Abraham het in God geglo, en dit was hom toegereken as geregtigheid. Geregtigheid beteken, jy het 'n stand van geregtigheid voor God, deur die was van die bloed van Jesus Christus. Jy kan nou voor God staan in sy teenwoordigheid, as 'n Christen. Hoekom? Jy is vrygespreek van sonde deur die wet van die vryspraak. As jy nou geen Christus is, 'n nuwe skepsel. Die ou dinge verbygaan, kyk, alles word nuut. 'n Christen kyk nooit oor sy skouers nie. 'n Christus kyk, hou jou oë gefokus op Jesus, leidsman volëinde van jou lewe. Dan sê die Bybel
Hierso, en Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was. Ek hou as is kondisioneel. As God julle Vader was, dan sou hulle roem daarin. Sou julle my lief hê, en want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom verstaan julle my nie? Waarom verstaan julle my nie? As ek kyk na al die teologie, weens die doop en weens dit en daai en dit en al daai goed, elkeen het sy opinie. Maar wat help dit dat elkeen van ons sit op 'n molshoop en ons mis die hoop? Wat ons verstel ons nie, die Bybel sê, 1 Timoteus sê, Jesus is ons hoop. Hy sê vir hulle, maar julle kan nie verstaan nie. Maar hulle is oortuig. En die Bybel sê so, ek hou hiervan. Julle luister nie na my woord nie. Vers 24, ek hou hiervan. Jesus begin dit nou invryf. Hoopelik om hulle te marineer, dat hulle hart kan sag word, dat hulle verstand kan sag word. Jesus sê, julle het die duiwel as vader. Hulle die vaderskap in daai kategorie gedinkie. Ek ben Jesus' punt, hy maak nie so apologie nie. God is ons vader. Wel, jy lieg. As hy was, sou jy my lief gehad het, jy sou my woord aanvaar het, en jy sou my geëer het. Julle diskwalifiseer julle self. Jy sien, die Jode glo dat omdat hulle nageslag van Abraham, Isak, Jakob kom, hulle bloedlyn kom van Abraham, en hulle kom agter, ewe skielik, hulle het geroem in hulle regverdigheid, om geregtigheid by God te beoefen, deur om die behoud van die wet te hou, om die al die feeste te hou. Ek wil jou sê, in Christus het hy die wet voltooi. Elke liewe fees wat hulle dag na dag, jaar na jaar doen, het gesê, trek af, plak toe, ek het alles vervul. Jy gaan nie terug nie. Ek kan nie verstaan, dat mense my bel en sê, hierheen wil skei, want hulle het nou 'n Jodin geword. As jy teruggaan, waar daar nie waarheid is nie, hoe gaan jy ooit die waarheid bekom? Hoe gaan jy ooit leef wat die waarheid is? Goed, party van julle kyk vir my baie verstommend aan. Julle vader is die duiwel, sal julle graag daai wou gehoor het, dat Jesus oor jou sê? En ons hy kan nie lieg nie. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader, hoor my, hy sê nie en julle begeertes nie. Ons begeertes van sonde, is omdat ons nog steeds die natuur van die duiwel in ons vlees trotseer. Hy sê, julle doen die begeertes van julle vader. Ons as Christene moet die begeertes van ons hemelse Vader doen, want Jesus sê, alles wat ek gedoen het, was om my Vader te plesier. Ek het hom gehoorsaam, ek het sy wil stiptelik gedoen. Of, 'n persoon wat 'n sondaar is natuurlik, is die duiwel sy son. Maar 'n Christen, wat vergeet wie in Christus is, stelselmatig, begin hy leef, in areas van hulle lewe van ongehoorsaamheid en die Bybel te weerspreek, tree die duiwel ook in by jou, as 'n vader. Die Bybel sê, Jesus sê, hy was 'n moordenaar van die begin af, en alles wat hy sê is 'n leienaar, want in hom is geen waarheid nie. So ek wil vir jou sê, as jy nie God se woord kan verstaan nie, luister wat die duiwel vir jou sê, en glo net die teenoorgestelde, jy sal bykom. God se woord is onfeilbaar. Nou ek en jy moet woordbewus word. Hy sê, bly in my woord en my woord bly in jou, en julle kan my enigiets vra. Volgens sy wil. Nie buite dit nie. Goed, kom ons gaan aan. Wanneer hy alleen praat hy uit sy eie natuur, omdat hy 'n leienaar is en 'n vader van. Nou, hulle opinie oor Jesus, dit het my getref. Vers 48. Die Jode antwoord en sê vir hom, sê ons nie met reg dat hy 'n Samaritaan is. Nou sê hy waarskynlik 'n ander nasie. Hy sê nie meer 'n Jood nie.
Samaritane was gehaat deur Jode. Nogtans, Jesus sê in Johannes 4, vir sy discipels, ons moet nou deur Samaria gaan. Maar geen Jode daar gaan om nie. Hoekom? Want hulle was onder hulle was 'n ander spesies, 'n ander geloof. Hy sê, ek moet daar deur gaan. Sit hy daar, hier kom 'n vroutjie, en hy sê, as jy altyd kom hier vir water, gaan jy altyd dood wees, maar as jy na my toe kom, ek sal jou water gee, wat in jou sal opspring tot 'n lewe van oorvloed. Hy sê, gee my die water. Hy sê, gaan haal jou man, ek het nie 'n man nie. Hy is reg, het al sy gehad, wat jy nou het, is nie jou man. God hou nie van rondslaap nie. Hy sê, jy het 5 gehad, en jou 6de is nie jou man nie. Dis jou loslappie. God doesn't honor sleeping around. Jou liggaam is sy tempel. Moenie die duiwel toegang gee. Die Bybel sê, moenie die duiwel 'n voethou in jou plek gee nie. Goed, dis nie eens in my preek nie, maar ek wou dit sê. Die Jode antwoord en sê vir hom, dis reg ons sê, jy is 'n Samaritane, en jy is deur die duiwel besete. Ongelooflik hoe flink is hulle in hulle denke. Ongelooflik wat 'n stellings hulle oorgooi. Ek hou van Jesus antwoord. Hy sê, verseker, ek is nie besete van die duiwel. Maar wat my hartseer maak, is dat die duiwels in Jesus se dae, toe hy op aarde was, het meer van hom geweet en God geweet, as die Jode wat toch steeds vandag nie van God en nie van Jesus weet nie. Want die duiwels het vir Jesus gesê, moet ons asseblief nie uitgooi nie. Moet ons nie uitdryf nie. Ons sal in 'n vark gaan. Want hulle geweet, 'n Jood gaan nie dit kan eet nie. Jy verstaan dit nie. Ag, los dit. Jesus het duiwels uitgedryf, sy disippels het uitgedryf. 'n Duiwel en 'n demoon kan nooit doodgemaak nie. Hulle is 'n ewige wese. Jy, van die dag jy gebore is, gaan ewig lewe. Dit bepaal net waar. Jou liggaam sterf, maar jy gaan 'n nuwe liggaam ontvang. Maar jou gees is ewig. Die Bybel sê, hy wat die seun het, het die ewige lewe. Dus hoekom, jy kan fisies dood, maar jy kan nie geestelik sterf nie. Verstaan jy? En die demone sê, ons weet wie hy is die seun van God. Het hy gekom om ons vroegtydig te straf nie. Die duiwel glo net nie in Jesus nie. Hulle glo in hulle toekoms. Dat hulle in die hel vir ewig gaan wees. En die Jode het al die goed gehad in die Ou Testament. Waar God op elke bladsy was en hom tentoongestel het en hom bewys aan hulle. Deur die woestyn 40 jaar, met die kolomvuur, oh, that was God. Die manne wat geval het, that was Jesus. En nogtans, die duiwel weet meer. Hoekom? Want God se woord vind nie inslag tot ons, ingang tot ons. Ons moet God se woord absoluut bære in ons hart. Ons moet dit eer, ons moet dit eerbiedig. Ek is nie besete nie, maar ek eer my Vader en julle oneer my. Om nie Jesus te erken vir wie hy is nie, oneer ons hom. Daar's Christelike boeke nou, van massiewe kerke, dat Jesus is nie die enigste weg nie. Wel is hy is. Waar die Joos gaan ons die regheid wegkry. Hy sê, ek is die weg. Hy sê, ek is een van die wee nie. Ek is die weg. Ek is die waarheid, nie van waarhede nie. En ek is die lewe. Die grootste guns wat jy jouself kan doen. Let me say it in English. Come into alignment with God says about himself, about his word, about your future, about eternity. En sê, Here, ek glo U. Ek kan nie lieg nie. In U is waarheid en daar's geen leuen nie. Die duiwel het geen waarheid in hom, want hy's altyd 'n leienaar. En daai twee moet jy in jou kop uitmaak, in jou hart uitmaak. Wie is jou God? Want die duiwel praat en baie keer kom hy voor as 'n engel van lig. My is dit Duracell cell battery, hy moet elke nou en dan vervang word. God is lig. Ag, julle vang ook hier dit. Hey. Jesus sê vir hulle ongelooflike stelling.
Jesus verklaar homself. I love this. Jesus verklaar homself. Hy het nie nodig iemand om moet verklaar nie. Hy het klaar gesê, my pa getuig van my. Die Jode sê vir hom, as jy is nie eers 50 jaar oud nie. En het jy vir Abraham gesien? Vers 58. Hier sê, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, ek is wie ek is. Voor die dag dat sy ma swanger geword het, waar die sperm en die eie by mekaar kom. Hy sê, voor dit, ek was van ewigheid tot alle ewigheid, want dis my naam, ek is wie ek is. Hy het nie begin. Ja, hy het begin. Het ek julle verwar? Hy was uit 'n maag gebore, daar was 'n fisiese begin, maar hy was altyd God. Altyd die seun van God. Hier sê, as jy my vader gesien, jy het my gesien. Dat is amazing, amazing. Nou kom ek kyk gou 'n bietjie verder. Nog nie 50 jaar oud nie. Hulle kon nie skat hy was 30. Dit verseker ek jou, Abraham, voor hy gebore is, ek is wie ek is. Die Hebreëse taal vir dit is eje, wat beteken ek sal wees wat ek sal wees. En ek gaan nou vir julle iets uit die Bybel wys. God, as jy onderwerp aan hom is, onderworpe, en jy dien hom, en jy is lief vir hom, en jy glo in hom, en jy gehoorsaam hom, alles wat jou behoefte en wat jy benodig, is hy vir jou. Ek is wat ook al jy benodig. Julle so stil soos kan kom. Laat ek dit vir julle verduidelik. Toe hy dit sê, ek is wie ek is. Wat dink jy die daai Jode en die Fariseërs se kop gegaan? Een skrif. Baie dankie. Exodus 3 vers 14. Moses kom daar met die skape bo op die berg en hy sien 'n doringbos en dit brand. Dis net vlamme. Hy het nie probeer blus nie. Die Bybel sê uit nuuskierigheid het hy 'n bietjie nader gegaan. Nuuskierigheid is die voorloper van geloof. Die Bybel sê nader tot my, ek sal jou tot nader. So hy het nader gegaan aan die vuur. En uit die vuur kom 'n stem. Moses, Moses, toe tog hy's nou in sy Moses in. Moses, Moses, maar hy sê die wonderlikste stelling. Hy sê, hier is ek. As God met jou praat, wanneer jy die Bybel lees, dat die Bybel jou lees. Wanneer jy besef wie God is, wie Jesus is. Moses, Moses, ek stuur jou na Farao toe in Egipte. Want ek het my mense se krening en se huil en se smart en se pyn gesien. Lei hulle uit. Hy sê, wie is ek? Ek gaan dit later preek. Wie is ek? En Moses sê, wat is hy nou? Hy sê, ek is wie ek is. En toe daai Jode hoor dat Jesus sê, voor Abraham was ek is, het hulle geweet, dat Jesus verklaar homself gelyk aan God. En hulle het klippe opgetel en hom probeer doodgooi. Hulle gooi nog steeds klippe, maar hulle kou meer klippe. Ek is wie ek is. I will be what I'll be. Alles wat jy benodig in die lewe, dit is God vir jou. Filippense 4 vers 19. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. So Joel 3 sê, laat hom wat swak is sê, ek is sterk. Hallo, ek is God se naam. Jy swak, maar as jy sê ek is, stem jy saam met wie God is, dat hy die teenoorgestelde is van jou vordigheid. Laat hom wat swak is, sê, ek is sterk. Now that went down very well. Ek sê vir jou, as jy deur die blare is, en jou kop is dit raas, en jy confused, jy is verwar, dan sê God in 1 Korintiërs 1:30 vir jou, aan God is dit te danke, dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword, die wysheid van God. Jesus het vir ons geword, die wysheid van God.
In Christus is ons wys. Why? We have the mind of Christ. In ander woorde, die Afrikaans sê ons het die sin van Christus, maar maak nie vir Engelsman sin nie. Maar die nuwe vertaling sê, ons het die voorreg om te dink wat God dink. My gedagtes is bo jou gedagtes. Maar ek, die Here jou God, weet wat 'n gedagte kan gaan in jou dink. Gedagtes van voorspoed, nie teëspoed, van lewe en nie van goedheid en nie onheil nie, sodat jy 'n hoopvolle toekoms het. God stel meer belang in jou toekoms as wat jy belangstel in waar jy is. It's wonderful, wonderful. Goed, ons is amper daar. So, ek hoor mense vir my sê gereeld, ek is verlore. Ek het my sinne verloor, ek het my werk verloor, ek het my huwelik verloor, ek het my gesondheid verloor. Ek wil 'n stelling vir jou maak, niks is verlore in God se koninkrykie. Kom ek bewys aan julle, hoeveel keer sê mense, ek het my vrede verloor. Jesus sê, my vrede gee ek vir jou. Hoe kan jy dit verloor? Jy hou net op om dit nie te beoefen nie. Want jy glo dit nie. Ai julle. Dink 'n bietjie daaraan. Het jy meer blydskap nie? Jesus sê, my blydskap gee ek vir jou. Sy blydskap was so goed, so aanhoudend, so doeltreffend, dat die Bybel sê, Jesus het die skaamte van die kruis geminag. Jesus despised the shame of the cross, the humiliation, vir die vreugde wat hom voorgehou is. Jy het net nie nodig om soos 'n kind, dat God jou agter en so nou en drink sê, gaan, kom, loop. Hy wil hê ons moet hom volg. Hy wil hê ons moet in die lig wandel. Hy wil hê ons moet in die woord wandel. En ek sê vir jou, moenie jou beroof van 'n toekoms nie. Jy sien, die duiwel kan jou stuur in sy toekoms, maar hy het 'n toekoms. Maar God het 'n toekoms. En God se toekoms begin wanneer hy jou verlede uitgewis het. Ons is nie meer 'n sondaar, ons is nou kinders van God. Ons is mede-erfgename saam met Christus. Ons het nog die keuse om te sondig, maar God het verwyder van ons eens en vir altyd die natuur van die duiwel. Nou roep ons deur die Heilige Gees met aanneem, Abba Vader. Are you understanding me? Maar die moment jy begin sondig, onmiddellik gaan na God en sê, vergewe my. Mense sê, maar ek is in gevaar, Gary. Dan sê ek, die Bybel sê, ek is jou skuld, moet nie bang wees nie. Ek is alleen, ek is alleen. God is a present, continuous companion. He says, I'll never leave you nor forsake you. As Jesus in jou lewe is, jy kan nooit alleen wees nie. Ja, maar ek soek 'n bokkie, hy sal kom. Inherent kan jy nooit alleen wees nie. Want hy leef in, jy het hom man ingenooi. Die Heilige Gees leef in jou, jou liggaam is die tempel. Jy kan nooit sê nie, ek is totaal alleen. Daarom sê Psalm 46 vers 1, I am the Lord, a ever-present help in the day of trouble. Hy het gesê, ek sou nooit verlaat of begewe nie. Hy sê, ek is met jou tot die eind. Are you understanding me? Maar God het bedoel, dat jy net nie sê, God vir my is, God wil hê, 'n man en vrou trou, God wil hê, dat hulle kinders sal hê, want die Bybel sê, God wil sy evangelie verkondig aan 'n generasie wat nog nie gebore is nie. Dit help jou net, dat as jy 'n kind van God is, jou man se kind van God, en jy dien God in jou huis, dan sê jy, jy en jou huisgesin sal gered word. Ander preek, ander dag. As jy sê, ek is verlore, dan sê Jesus vir jou, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Verstaan jy? Wat ook al jy nodig het as 'n behoefte, ek is wie ek is. Ek sal wees wie ek wees. Ja, maar Here, ek het dit nie, kom dit kort, dan word hom. Vul jouself met die woord.
Vul jouself met vreugde. Hoekom? Hy gee dit vir jou. Jy moet daarmee woeke. Die Bybel sê, jy sê, ek stap in duisternis, alles is duisternis. Hy sê, in Efesiërs 5:8, eenmaal was julle duisternis. Nie eenmaal was julle totaal duisternis in sonde. Maar nou is julle lig, wandel in die lig. Hoe doen ek dit? Sy woord is 'n lamp aan ons voete, elke trap. Loop in sy woord. Tweedens, jy is die lig van die wêreld. Hallo, you know the Duracell battery? The light, die Bybel sê in Psalm 36 vers 9, in u lig sien ons lig. Kom, ek sluit af. Johannes 8:28, Jesus sê vir hulle, eers wanneer julle die Seun van God as mens verhoog sien, sal julle begryp dat ek is wie ek is. Jesus sê 'n merkwaardige ding vir die Jode, hy sê, laat ek julle iets moois vertel, sê hy. Abraham het my dag gesien en hy het hom daarin verheug en hom verbly. Jy's nog nie eens 50 nie. En jy het Abraham gesien? Ja. En hy het hom verheug en in my verbly. Wat het dit gebeur? Wel, daar's 'n skrif in die Bybel wat al die Jode weet. In Genesis 22. God sê vir Abraham, Abraham, vat jou seun, jou enigste een, die wat jy lief het. Waar kom jy agter daai woorde is gedupliseer? God het gesê, en God het sy enigste seun gegee, wie hy lief het. God sê vir hom, Abraham, vat Isak, en gaan soontoe na die berg Moriah. En dan offer hom as 'n welrekende offer aan my. Hy het baie duidelik nie sy vrou ingelig nie. Julle verstaan nie dit nie. 'n Vrou sal 'n man seer maak. As die pa die kind seer maak. Kyk net na die wyfies in die natuur. 'n Hoene sal op die eiers lê, die rot sal haar kop rot en kaal eet, maar she protects her young. Men should also do it, but women have got a natural why. Hulle is geskop hier binne vir 9 maande. Hulle het genoeg pakslag gekry, verstaan jy? Wat het met die projek te doen? Absoluut niks nie. So, hier gaan Abraham, hy vat sy seun. Daar gaan 2 donkies so 3 moet saam, die knegte saam. En voor hulle opgaan, sê hy vir sy diensknegte, God is nooit sonder getuienis. God sê vir hulle, Abraham sê vir hulle, bly hierso, ek en my seun gaan boontoe, om te aanbid, en ons sal terugkom. What? Dit is absoluut teenoorgestel wat God gesê het, gaan en slag jou seun, as offer. Hy sê vir hulle, en dit was in die geloof, dis hoekom Abraham geglo het, dat God die dooies weer kan lewendig maak. Come on, me say it again. Die opdrag is, vat jou seun wat jy lief het, en maak hom doop op die altaar. Dit is nooit maklik om God te gehoorsaam nie, maar as jy God gehoorsaam, jy sal nie jou seëninge kan uitleef nie. God seën jou deur gehoorsaamheid. En hy pak die hout op die skouers van Isak. Wat laat jou dink daaraan? Jesus die kruishout gedra op sy skouers. Die seun wat jy lief het, jou enigste een, is 'n parallel. En Jesus sê, Abraham my dag gesien. So wat Abraham op die berg Moriah gedoen het, het hy in die gees gesien, Jesus op pad Golgotha, op die kruis, gesterf, begrawe, opgestaan, opgevaar. Hy het dit gesien. Maar Jesus sê hy het dit gesien. Ek het Abraham gesien en hy het my dag gesien. Oh, bless God. So hierso sit hy die hout op Isak. Maar in Abraham se hand is die vuur en die mes. Hy bou 'n altaar
Sit die hout op. Rooikrans, ek weet nie. Sit hout op. Hy sit, Isak, sy seun was in sy 20's, maar hy was nie 'n laaitie nie. Sy pa was amper oor die muur, hy was al oor 90. Natuurlik het die seun meer krag gehad as sy pa. Ek pel net 'n storie, man. Maar hy sê vir hom, lê op, en dan bind hy hom vas met toue. Dink jy, Isak het nie die krag gehad om te hol nie? En sê, gaan maak 'n braai op 'n ander plek? Hoekom? Want niemand wil sterf nie. Maar wat het hy vir die mense gesê wat vir hom wag? As gedink, ons gaan God aanbid. Hy het nie gesê, ek gaan nou my seun slag nie. Ons gaan God aanbid. Die grootste offer wat Jesus ooit aan ons gegee het, om ons die voorreg te gee, om hom te aanbid in gees en waarheid, is om te gehoorsaam, dat hy vir ons gesterf het. Nou sterf ons tot onsself, sodat ons Christus mag leef. The Bible says Christ is our life. Hy is ons lewe. En hy vat die mes, terwyl hy opgaan, sê Isak vir hom, pa, hier is die hout, daar is die mes, daar is die vuur, waar is die lam? Ek hou van die Bybel, ek gaan oor die Bybel. En Abraham sê vir hom, God sal homself die lam voorsien. Kom ek sê die sin anderste, God sal vir homself 'n lam kry. Nou, hy het gesê, God sal homself die lam voorsien. Dis hoekom Openbaring sê, Jesus is die lam van God wat geslag is voor die grondweg van die wêreld. Verstaan jy die? Come on! En toe hy die mes wil afbring, sê die Here vir hom, en Abraham was miskien oud, maar sy gehoor was perfek. Wat sê jy? Oh, sorry, ek het jou gehoorsaam. Kan ek my ander seun vir jou bring? Nee. As God met jou praat, en jou gehoor is nie lekker nie, en jy verstaan nie goed, listen, I'll tell you something, when God speaks to you, your spirit receives it pure. Dit gee jou verligte denke, dat jou gedagtes en jou keuse en jou besluite kan in een lyn met God kom. Alles begin in jou hart, jou gees. Dan kry jy verligte denke. En God sê, moet hom geen leer, want nou weet ek, dat jy my vrees. Dit is snaaks dat God nie gesê het, nou weet ek, dat jy my lief het. Want mense kan as Christen nog steeds lief hê, en sonde net so lief hê. Maar as jy God vrees, dan haat jy sonde. And you love God. And you love living a life that honors Him. En toe hulle opkyk, daar's 'n bokkie met sy horing, die arme bok, die skuldbolk, en hy slag hom in sy plek. Kom ek sluit. Jesus het 7 verklaringe gemaak, ek is die brood van die lewe. En nou, ek sal jou daagliks voed. Ons gebede aan die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. God gaan jou nie volgende week kos gee wat jy nie nou kan eet nie. As hulle nie gehoorsaam was nie, en hulle hou dit tot môre, sê die Bybel dat dit vol wurms geword. See, God wants you to trust Him one day at a time. One day. Dit is die dag deur die Heer gemaak. Kom ons verheug hom daarin, en ons verbly ons in God. God says, I'm not asking you to trust me for a week, not for 10 years. Trust me every second of every minute of every hour, every day. This is the day. This is the day. En weet jy wat? Dis binne almal se bereik. Ja, maar 20 jaar. One day at a time. One day at a time. So, hy is die lig van die wêreld. In ander woorde, jy's nie meer in duister kan nie in jou kom nie. Hy is die deur. Hy beveilig jou en redding. Hy is die goeie harde. My goeiste Jesus sê, ek sal die 99 los en die verlore skaap gaan vind. En wanneer ek hom vind, ek tel hom op, Esegiel, en ek dra hom na by my hart. Wat hoor die skaap? Hoe praat die skaap? Blee. Nou, wat hoor die skaap? Hy hoor die hartklop van die goeie herde, wat sy lewe neerlê vir die skape. En in Afrikaans praat God, nou, sterk die, dit gaan klop disselboom met ons twee. Folks, we need to put our heart and our heads on the chest of Jesus. Ek sit baie keer in die stoel, alleen in 'n kamer.
Ek sit 'n kussing daar. Ek sê, as Johannes, daar was 12 disciples op die tafel, daar was nie reserve tickets, wie sit waar nie, jy gekies waar jy sit. Johannes het langs Jesus, daai dag, het hulle op mekaar geleun, om te kan eet, daar was nie stoele nie, en Johannes het, sê die Bybel, en Johannes het op die bors van Jesus geleun. Die ander kon het ook doen, sê, hey, jou 5 minute so, ek wil ook daar gaan, God skyn, you understand, they all had a chance, maar hy het 'n hinkering gehad vir die hart van God, hy het 'n begeerte gehad vir die hart van God, jy kies hoe naby jy God wil wees, jy kies hoe gehoorsaam jy wil wees aan God, ja, maar die mense maak hy twak, man, hulle nie die mag nie, moet nie swak wees nie, want die swak is weer sterk, ons sê, ania, is mooi in Afrikaans, ania, ne, is baie beskrywend. So, laat ek eindig in een sin. Laat ek eindig. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Beloof ewige lewe aan elke een wat fisies eendag sal doodgaan. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Jesus is die enigste weg tot God. Nie deur die, en daar is soveel boeke nou geskryf, dat daar is alternatiewe manier. God sê, niemand kan na my toe kom, behalwe deur my seun. En niemand kan na my seun toe kom, behalwe as ek kom met koorde van liefde trek na my seun. Dan kom die Heilige Gees ook in die prentjie. Die Heilige Gees sal 'n sondaar en 'n Christen wat sondig oortuig van die sonde. Nie oordeel, oortuig. En hoe vinniger ons regmaak, hoe vinniger kan ons weer God se teenwoordigheid geniet, in sy gesig kyk, sonneskampe. Laaste sin, ek is die wynstok. Dan kan ek en jy vrug dra. Wat 'n vrug? Die vrug van die Gees. Kom ek lees gou wat die Bybel sê, is God oor sy seun. Die voorrang van Jesus, toe ek dit lees, vra vir my vrou, ek maak haar wakker, wake up about 5 o'clock. Die trane loop in my oë uit, in my ore. I was so happy when I read this. Die voorrang van die seun. Die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur Jesus alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie kan gesien word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. Voor alles was hy klaar daar. Terwyl die chaos, die leemte, duisend op die aarde was, God die Vader, Seun en Heilige Gees was so reg soos 'n roer. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong van die kerk. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. God wil net nie die eerste plek in die heelal hê nie. Hy wil die eerste plek hê in jou lewe, in jou besigheid, in jou familie, in jou vrou. Wanneer hy die sente, wanneer hy die eerste plek het, en ek wil hê julle moet vandag gaan bid en doen wat Moses gesê het. Toe sê Here, hier is ek. Wanneer God met jou praat, moenie teer praat nie. Moenie nou al jou behoeftes sê net, Here, hier is ek, die diensknegt. You see, when Moses said, here am I, he said, I'm present in your presence. What would you say to me? Nie wat ons vir hom 10 dae moan oor al ons stokkende lewe, ons hou op om oor jouself te praat. When God talks to you, say to him, Here, ek is die diensknegt, ek luister. It will change your circumstances quicker than you ever will be able to get in your own power. So Here, ek dank U vir U woord vanoggend. Ek dank U dat die woord is lewend en kragtig en deurskynend, sny deur gees en siel, gedagte en tussen die been en die beenmurg. Here Jesus, ons eer U as God. Ons eer U as die seun van God. Ons eer U dat die volheid van die liggaam, die heelheid van die ewige God, God Seun en Heilige Gees, leef liggaamlik in Jesus. Here, laat ons nooit 'n opinie oor U hê.
Laat ons nie boeke lees wat ons verwar om U te onenig, om U te onteer. Dankie vir die woord. Gee ons 'n passie vir U woord. Praat met ons en help ons om U te eer. In Jesus se naam, amen. Baie dankie. Die wat voorbereiding het, kom vorentoe. Mooi dag.